Goeiemôre broeders en susters, baie welkom in die huis van die Here. Daar is tee en koffie na die diens, want ons bid sonde na die erediens. Goeie Vrydagdiens, Vrydag 30 April 1900 uur. Nagmaal Sondag 5de April met ete daarna, R20 per persoon. Daar is 'n lys in die voorportaal. Vandag is die laaste dag om die naam op die lys te sit. Van Rietweekdag, Maandag 6 April, AP Kerk Magaliesburg, Spit en Graaf ete Saterdag 11 April. Die plek is plot 81 Wolwekrans. Taalten, die tyd is van 11 uur die môre tot 5 uur die middag. Volwasses is R200, hoërskoolkinders R100, laerskoolkinders R50. Moet teen Sondag 5 April die hoeveelheid name deurgee aan die susters vir voorbereiding van hoeveel kos. Terreindiens kort nog hulp met sekuriteit, kontak Martin of Kobus Piek. Vleisprojek, daar is salami, gerookte rib, nek, chops, skenkels, boerewors, knoffelwors, kaaswors, chiliwors en salamiwors. Verjaarsdag hierdie week, die 29ste tot die 4de, Sylvia Men, die 1ste van die 4de maand, en Jolandi Lamprecht, die 2de van die 4de maand. Ons bid hulle die seën van die Here toe. Voorbidding, Tannie Bets Oudendal, Tannie Antia Potgieter, Dominee Pieter Steyn, Darlene Labuskaghni en Tannie Anna Dellery. Kom ons raak stil voor die Here. Laat die woorde van ons mond en die oordenkinge van ons hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, ons rots en ons verlosser. Ons bid om die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam van Psalm 68 vers 1 en vers 9.
Broeders en susters, u kan gerus 'n boekmerk sit by Gesang 57 vers 1. Sing ons na die wet en ons sing Gesang 57 vers 4 en 5 na die geloofsbelijdenis. Die Here Jesus van die wet saam in Matteus 22 vanaf vers 35. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geliefdes, aan elkeen wat met 'n ware berou en 'n opregte geloof sy en haar toevlug tot ons enigste verlosser, Jesus Christus, verkondig die woord van die Here. Jou sondes is vergewe, maar aan elkeen wat in die sonde bely leef en aan die genade verwerp, verkondig die woord dat die toorn en die straf van die Here op jou bly. Geliefdes, kom ons bely nou ons geloof in God drie enig en elkeen spreek in sy of haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom, om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die Heilige Gees, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Broeders en susters, kom ons lees saam uit Efesiërs 6, van vers 10 tot 20. Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied
die dag van onheil. En nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle alle vurige pyle van die bose sal kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak, met volharding en smeking vir al die heiliges, en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak, waarvoor ek 'n gesant is in kettinge, sodat ek daarin vrymoediglik spreek soos ek moet spreek. Net tot sover toe. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons aanbid U as ons Skepper God. U het net gespreek en so die skepping in die lewe geroep. Ons dank U dat U aan elkeen van ons lewensasem gee, sodat ons U vandag as kinders kan aanbid. Ons dink in voorbidding aan elke lidmaat wat nou U hulp en ondersteuning nodig het. Hulle wat siek is en behandeling kry, hulle wat rou, hulle wat twyfel, hulle wat pyn het, hulle wat hartseer is, en elkeen wat worstel met die sorge van die lewe. Ons bid vir U kerk en ons volk. Ontferm U oor ons, skryf ook hierdie Bybelwoorde in ons harte, dat ons deur die Heilige Gees dit kan uitleef. Amen. Geliefdes, hierdie preek is opgestel deur Dominee Wimpie Burger van ons kerk. Welkom by jou oproepinstruksie. Die Here is met jou, dapper held, is die woorde waarmee die engel vir Gideon groet, waar hy wegkruip vir die vyand. Rigters 6 vers 12. Al voel jy dalk soos Gideon skrikkerig vir konflik, roep die Here jou en my op vir diensplig vandag en groet jou. Die Here is met jou, dapper soldaat. Het jy geweet dat jy deel is van 'n geheime weermag? Dit klink dalk soos die begin van 'n opwindende fliek, maar dit is 'n belangrike realiteit van jou lewe as Christen. As 'n volgeling van Jesus is jy nie 'n toeskouer nie. Jy is 'n soldaat in die geestelike oorlog. Nadat Jesus aan die Efesiërs verduidelik het dat God ons sy kinders maak en as kerk soos 'n gesonde liggaam laat funksioneer, sluit hy af soos 'n goeie generaal sy soldate voor 'n veldslag motiveer om te veg vir die eenheid van sy kerk, waarvan ons elkeen deel is. Daarom sê hy, eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan. Efesiërs 6 van vers 10 en 11. Hierdie geveg word nie met tanks, gewere, hommeltuie of fisiese krag gevoer nie. Dit vind elke dag plaas in jou huis, in jou skool en selfs in jou eie gedagte. Maar hier is die goeie nuus. Jy hoef nie bang te wees nie, want jy veg nie alleen nie. Ons leier en veggeneraal is die Here van die hemelse leer, Jesus Christus. Hy het klaar die oorlog aan die kruis gewen, toe hy die dood opgestaan het. Ons veg nie vir 'n oorwinning wat nog moet kom nie, maar ons veg uit sy voltooide oorwinning. Is jy gereed
vir jou opdrag? Kom ons vind uit waarom hierdie oorlog soos 'n groot stoeigeveg voel. Die les van die mot. Waarom moet ons stoei? Soms vra ons, waarom laat God toe dat dit so swaar met my gaan? Dr. Joel Beker vertel van 'n klein mooitjie wat gesukkel het om uit sy kokon te kom. 'n Man het gesien hoe die mooitjie stoei en wou gaaf wees. Daarom het hy die kokon met 'n skêr oopgeknip. Maar weet jy wat het gebeur? Die mooitjie se vlerke was slap en hy kon nooit vlieg nie. Die mooitjie het daardie stoeiery in die kokon nodig gehad om sy vlerke sterk te maak. Belangrike lesse vir jou as soldaat vandag is: jou struikelblokke is oefening. Moeilike tye is God se manier om jou geestelike vlerke sterk te maak, sodat jy nader aan Jesus kan lewe. 1 Timoteus 4 vers 7 sê, oefen jou in die godsaligheid. God volbring sy krag in jou swakheid. Jy hoef nie soos 'n held met groot spiere te wees nie. Wanneer jy erken dat jy swak is, help Jesus jou met sy groot krag. Die Here bemoedig Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 9 met die woorde: my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Moenie wegkruip of wegskram waarvan om voluit vir God te lewe nie. Party soldate wil in 'n gat in die grond wegkruip, maar Jesus help jou om jou kop op te tel en vorentoe te gaan. Party Christene is by die skool of werk skaam om te wys en te sê dat hulle Christene is. Jesus sê, want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens skaam wanneer hy in sy heerlikheid kom. Lukas 9 vers 26. Is jy gereed om die volgende deel van jou missie te oortree? Ons weet wie ons vyand is, maar sonder om vir hom bang te wees. Ken jou vyand sonder om bang te wees. Ons het 'n vyand, die duiwel, wat die Bybel die verwoester noem. Jesus beskryf hom as 'n mensemoordenaar van die begin af en die vader van leeu. Johannes 8 vers 44. Hy is skelm en lustig. Wat is sy missie en hoofdoel? Om jou te laat twyfel of God regtig goed is en of jy sy woord werklik kan vertrou. Die vyand probeer jou flous, maar Jesus beskerm jou. Elke dag moet jy die duiwel se leuns beveg met Jesus se waarheid. Die duiwel sê sonde is soos lekker goed, maar hy praat nie oor die gaatjies wat dit in jou tande gaan maak nie en die skade wat jou sonde doen nie. Die evangelie sê sonde is ernstig, maar Jesus se pad bring ware blydskap wat nooit tot niet kan gaan. Die duiwel beskuldig jou, jy het 'n fout gemaak. God kan jou nooit weer lief hê nie. Deur sy offer aan die kruis, jy is 'n sondaar wat jou sonde bely het en gered is. Jy is 'n kosbare kind en hy vergewe jou heeltemal. Die bloed van Jesus reinig jou dat jy aanvaarbaar vir God is. Die duiwel laat jou twyfel. Is God regtig so goed? Hy is nie dalk kwaad vir jou en straf jou deur alles wat jou ongelukkig maak nie. Die Here verseker jou in Jesaja 43, omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek. Hy straf selfs sy seun aan die kruis vir jou plek, in jou plek vir jou sonde.
Soldaat, is jy gereed vir jou volgende inligtingsessie? Jesus laat jou nie sonder beskerming teen hierdie skelm vyand nie. Die tomatiesous beginsel, getoets en goedgekeur. Dr. Derek Thomas gebruik die voorbeeld van 'n bottel tomatiesous wat op die etiket sê getoets en goedgekeur. Ons praat van die SABS goedkeuring. Dit gee jou vertroue dat die inhoud veilig en goed is. Op dieselfde manier is die wapenrusting wat God vir jou gee, getoets en goedgekeur deur Jesus self. Toe Jesus in die woestyn deur die duiwel versoek is, het hy hierdie selfde toerusting gebruik en gewen. Omdat ons eie spiere nutteloos is teen 'n onsigbare vyand, gee Jesus nou sy wapenrusting vir jou. Dit is deur God vervaardig, nie mensgemaak nie. Wat beteken dit? Kan nooit breek nie. Is jy gereed vir jou toerusting en spekkie? Ons kyk na die dele van jou wapenrusting, jou geestelike uniform en toerusting, die gordel van die waarheid. Dit gaan oor integriteit, om aan die binnekant presies dieselfde te wees as aan die buitekant. Die waarheid wat jy vir mense sê, leef jy ook uit. In die Bybelse tyd het hierdie gordel of bel die soldaat sy rok tot by sy knie gelig dat hy kan hardloop en nie die rok vasdrap en val nie. Die waarheid van die Bybel hou alles bymekaar sodat jy nie in sonde val nie. Jou bevelvoerder se bevel is: wees eerlik by die skool en by die huis. Moenie toelaat dat die vyand jou met sy leuns flous nie. Die borsharnas van geregtigheid. Die borsharnas van geregtigheid beskerm jou hart en longe teen die vyand se beskuldigings. Dit herinner jou dat Jesus vir jou sy goeie skoon lewe 'n geskenk gegee het. Hy het die volmaakte lewe geleef wat jy nie kon nie, maar sy dood aan die kruis betaal. En met sy dood aan die kruis betaal. Jou hemelse offisier is, wanneer jy sleg voel oor sonde wat jy bely het, onthou dat Jesus jou skoon gewas het. Jy is geregverdig en jou verhouding is reg. Die skoene van vrede. John Piper noem dit hardloopskoene. Dit gee jou vastigheid soos spykerskoene, sodat jy nie gly. 1 Petrus 3 vers 15 beskryf hierdie skoene so: maar heilig die Here in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. John Piper sê die geheim van hierdie skoene is, dat wanneer jy hierdie skoene gebruik om vir ander mense van Jesus te vertel, jy self sterker en meer gemotiveerd word. Hoe meer vrede jy gee, hoe meer blydskap ervaar jy in jou eie hart. Die skuld van die geloof. Die skuld van die geloof kom van die groot Romeinse skuld, wat jou hele liggaam beskerm as jy daar agter skuil. Die soldate het dit teen mekaar gesit, as die vyande dit op hulle afskiet. In vandag se tyd wil die duiwelse brandpyle van bang wees of slegte gedagtes ons skade doen. Maar as ons op Jesus vertrou en sy hand vat, kan dit nie deurdring na ons harte nie. Ons generaal sê vir ons kerk vandag: soldate, staan skouer aan skouer, gebruik jou skuld om ook vir jou medegelowiges langs jou te bid en jou oor hulle te ontferm wanneer hulle swaar kry. Die helm van verlossing. Die helm van beskerm jou gedagtes. Dit gee jou sekerheid. Ek behoort aan Jesus en niks kan my uit sy hand ruk nie.
Hoor jou bevel wanneer die vyand jou laat twyfel of jy goed genoeg is, of jy werklik 'n kind is van die Here. Herinner jouself daaraan dat jou sekerheid in jouself is nie, maar op God se belofte staan. 1 Johannes 5 vers 13 verklaar Jesus: Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die Seun, sodat julle die ewige lewe kan hê. Die swaard van die Gees. Die swaard van die Gees is die Bybel, jou enigste aanvalswapen. Spurgeon sê, die swaard is aan albei kante skerp. Dit het geen platkant nie. Dit beteken dit is so skerp dat dit deur enige leuen van die duiwel sny. Moenie jou swaard in jou kas los nie. Jesus het die duiwel se bose en verkeerde gebruik van die Bybel beantwoord met die regte antwoord uit die Bybel. Ken jou Bybel. Memoriseer verse waarmee jy duidelik terug kan kapsel hierdie. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Matteus 28 vers 20. Het jy opgemerk, daar is geen beskerming vir jou rug nie. Dit is omdat 'n soldaat van Jesus nooit hoef weg te hardloop nie. Ons kyk die vyand in die oë en staan vas in Jesus se krag. Gebed, die geheime hulpbron. Selfs met die beste wapenrusting het 'n soldaat kommunikasie met sy bevelvoerder nodig. Gebed is die olie op die wiele wat help dat alles glad verloop. Dit is jou geheime hulpbron. Dit is hoe jy vir Jesus vra om vir jou te veg wanneer jy voel die geveg is te moeilik. Ons slot van die slagveld na vrede. Broeders en susters, onthou, hierdie oorlog gaan nie vir ewig aanhou nie. Daar kom 'n dag wanneer ons wapenrusting kan uittrek. In die hemel sal daar geen vyand, geen brandpyle en geen hartseer meer wees nie. Net vrede by Jesus. Tot daardie dag toe, wees dapper, trek elke dag jou geestelike uniform aan en bly naby aan jou generaal. Bemoedig en beskerm jou makers langs jou. As jy vandag moedeloos is, uit die modder van jou sonde opkyk, trek jou hand in die gebed uit na Jesus wat ons optel. Here Jesus, ek is swak, maar U is sterk. Ek dank U vir die waarheid, vergifnis, vrede, vertroue, verlossing en beloftes. Help om dit vandag weer aan te trek en my beskerm my hart en gedagtes teen die vyand se leuns. Help my om vandag te hardloop met die evangelie boodskap om vrede te bring waar dit nodig is. Amen. Ons bid saam. O Hemelse Vader, ons loof U vir die woorde van genade wat ons hoor in U woord. Ons dank U, Here Jesus, vir U kruiswoorde en veral U woorde. Dit is volbring. Ons staan in verwondering voor die genade dat ons U kinders mag wees, U liefde ken. Ons bely dat ons woorde nie altyd verkoop nie, maar baie kere seer maak. Heilig ons harte dat die woorde wat uit ons monde kom, die waarheid kan wees, wat in liefde opbou, verkoop en ondersteun. Wees met hulle wat U troostwoorde nodig en U hulp nodig het. In Jesus se naam. Amen. U het nou die geleentheid om U liefdegawes te gee. Gemeente, kom ons sing saam van Gesang 298.
verse 1, 2 en 3. Vra dat u asseblief na die seënbede net 'n oomblik vir ons bid sonder. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees. Amen.